Van 'n enkele container tot meer as 150 winkels landwyd. Plato Koffie is premium koffie sonder die potensie. Ek gesels met die mede-stigter Stefan Brodel. Stefan, welkom by hier die manne. Ja, baie dankie, lekker om hier te wees. Stefan, van 'n container tot meer as 150 winkels, waar trek julle nou al met die nommers van winkels? Ja, ons is net so oor die 150. Ons het nog so 35 vir die jaar doen. So ons behoort so by 190 van die einde van die jaar te wees. Maar dis ongelooflike vinnige groei in 'n kort tydperiode. Dis omtrent 6-7 jaar wat julle aan die gang is. Ja, ons is nou so amper 7 jaar. Ons het Desember 2019 opgemaak. 6,5 jaar. 6,5 jaar. Ja, bos. Die groot vraag is, wat is julle secret sauce? Hoe het julle hierdie brand gebou? Ek het glad nie koffie agtergrond. Ek of my boetie het nie eintlik koffie agtergrond gehad nie. So toe ek met die konsep opkom, vir Peter sê oor die Piet, ek het maar 'n brand en marketing agtergrond. Sê ek vir hom, luister, ek glo ek back myself om 'n nice brand te create, maar jy moet die koffie uitsort. Okay. So die joke is altyd ek hou daarvan as mense sê die brand is cooler as die produk en obviously hy dink die produk is cooler as die brand. Maar ek dink wat gebeur het is ultimately dit was net 'n regtige 'n match waar jy weet al het jy nou 'n nice en 'n cool spasie. Ja. Jy weet vir 'n Instagram foto, as jou produk nie goed is nie, gaan mense nie terugkom nie. Ons so gepraat van julle produk, hoe hou julle die gehalte so hoog? Ek weet, ek kan testify, ek het al hier 'n paar Platos agter die rug. Hoe hou julle daai gehalte? Is dit die masjiene, is dit die manier hoe julle mense train? Wat is julle idee daar agter? Ja, ek dink dit is 'n kombinasie van die mense wat ons aan boord kry as 'n begin. Eerstens jou franchisees wat jou maar vennote is eintlik, né? Ja. En dan die mense wat ons obviously ons training doen vir ons. En dan die laaste ding is jy weet die audits wat ons doen op die masjiene en op die QC noem dit nou maar. Ons kan elke liewe extraction kan ons sien. So net baie high level. Ja. Koffie het 'n resep, so sê net maar jy gebruik 20 gram en jy moet 30 milliliter extract. Sê nou maar dit is ons resep. Dit is nie ons resep nie, maar net byvoorbeeld. As dit was, ja. Dan wat gebeur is as 'n barista over extract of under extract. So sê nou maar hy pulley shot 5 sekondes bo of 5 sekondes onder. Gewoonlik as jy 'n shot under extract, is dit baie suur of acidic. Ja. En as jy dit over extract is gewoonlik bitter. Okay. So wat ons doen omtrent so 600,000 double shots espresso 'n maand. Ek kan vir jou elke enkele een wys wat was sy extraction tyd. En ek dink dit is wat ons eintlik mag differentieer het. Okay. Want toe ons hier op 10 winkels kom en ons wil franchise gaan, het my broer eers gesê, "Wow, net kom ons figure net eers hierdie ding uit." En toe ons dit uitfigure, toe kan ons sê, "Okay, cool. Kom ons scale, want now I can do specialty coffee at scale." Ja, maar dis nogal 'n groot deel van jou, jy weet, manier hoe jy die mark moet betree is jy met daai ding consistent kan hou. Was dit vir julle 'n verrassing dat die fitness community en die fietsry community so, jy weet, gaande is oor Plato? Jy weet, ek meen as mense na Plato gaan, veral aan Durbanville. Ja. As altyd 'n fietser of twee Ja. en 'n gym persoon daar so. Was dit iets wat julle verras of was dit iets wat julle voorgemik het? Ek dink in die begin, kyk ons slogan sê ons coffee sculpted community included. Dit het eintlik maar aan COVID begin, want obviously ons was 2 maande voor COVID oopgemaak. En toe sien ons oor die community ding rondom koffie. En toe besef ons, okay, maar ek het in die begin gesê, as jy kan fietsryers, ouers, vir mense met kinders en mense met honde, as jy net na daai 3 kan kyk vir eers, né? Dan gaan jy amper fine wees. Ja. En dit ons obviously begin kyk, okay, maar so as ons praat van community, wat se noem dit sub-communities is daar? Drawers, fietsryers. As jy nou vat Seepunt, daarso is klomp. Jy weet, cold plungers. Mense wat matcha drink, whatever. Ja. So ons is ook, ek dink een van die eerste groot coffee brands wat matcha introduce het. Want ons het net gesien oor die Marokkaanse community and we want to create space for those communities to connect. Ja. Verstaan dit? En ek dink dis ook om fietsry community en koffie is maar net 'n no-brainer gewees vir ons. Ek dink al wat oorbly is ons moet cheers. Stefan, cheers. Alles van die beste. Lekker, thanks.